Imagine hoe sterk en hoe kragtig die kerk kan wees, as ons die woord van die Here nie net hoor elke Sondag nie, maar gaan uitvoer. Imagine ons het een persoon wat die wil van God doen 100% van die tyd. Imagine wat so 'n ongelooflike verskil so 'n persoon kan doen. Maar hy het vir ons iemand gestuur, 'n helper om saam met ons en by ons te wees, naamlik die Heilige Gees. Ag Here, het is vir ons lekker om U naam te kan groot maak. Het is lekker Here om voor U voete te kan neerval en te sê, Heilige God, ek kan bid U. Ek kan bid U met alles wat ek het. Met alles wat ek het. Met alles wat ek is, want dit is aanbidding. As ek alles wat ek het kan neerlê voor alles wat U is, Here. Ons wil U sien hoog en verhewe. Ons wil U sien op die troon sit, Here. Ons wil saam met die engele kan sing, Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die aarde is vol van sy heerlikheid. U is welkom in ons midde vanaand, Here. Welkom hier so, Here. Here, waar ons nou gaan oorgee vir Pastor Franke, waar hy vir ons gaan meer vertel van wie U is, Here, waar ons gaan leer wie die Heilige Gees is, Here. Bid ek dat U, o Here, ons sal kom ontmoet, hierso waar ons is. Here, U is so almagtig, en ons is so lief vir U, Here. O Heiland, wel U ander seën, sal U ook ons vanaand seën. Kom ontmoet ons vanaand hierso met U teenwoordigheid, Here. Met U heiligheid, met U persoonswees, met wie U is. Ons sien uit, Here, om intieme tyd met U nou te spandeer. Dankie my Here en my Koning. Ons is so lief vir U. En almal wat die Here liefhet sê, Amen en Amen. Vanaand is 'n lekker praktiese aand. So as jy gedink het, jy gaan net daar sit en woord hoor, ek het nuus vir jou. Ek dink die tyd van dit is verby. Ek dink die Here wil ons as Christene begin mobiliseer. Hy wil hê ons moet begin opstaan en self die woord van die Here nie net luister nie, maar uitvoer en gaan doen. Imagine hoe sterk en hoe kragtig die kerk kan wees, as ons die woord van die Here nie net hoor elke Sondag nie, maar gaan uitvoer. Ek hoor hierdie ongelooflike ding in laasweek, het iemand vir my sê, imagine ons het een persoon wat die wil van God doen 100% van die tyd. Imagine wat so 'n ongelooflike verskil so 'n persoon kan doen. Ek wil vir julle sê, ek luister so 'n boek die afgelope tyd. Die boek se naam is baie cool. Ek weet die mans gaan daarvan hou. Die boek se naam is Fight van Greg Rochelle. Okay, is 'n groot pastoor daar in Amerika. Hy het ook die Bible app deel daaraan gehad. Hulle kerk het dit geskryf. 'n Great boek, en hy gesels 'n bietjie oor Samson se lewe. Nou ek weet nie van julle nie, maar Samson het ongelooflike goeders gedoen, terwyl hy 90% van die tyd nie na die Here geluister het nie. Imagine wat 'n man kan doen, as hy 100% van die tyd, sy hele lewe is gerig op Jesus Christus. Wat 'n verskil kan so 'n persoon nie doen nie. Nou vanaand wil ek so 'n bietjie oor die Heilige Gees gesels. En ek wil 2 vrae spesifiek hanteer vanaand, en dan gaan ons oorgaan in bediening. En die eerste een is, wie is die Heilige Gees? Nou interessant genoeg, die Bybel beskryf nie die Heilige Gees as een of ander krag of energie
of gevoel wat jy kry nie, maar as 'n persoon. Nou ek het 2 jong manne gereël om vir my goue demonstrasie te kom doen, so as julle vorentoe sal kom, asseblief manne met die kersse. Ek het een ding laas jaar met die tieners reg gekry, wat ek nooit gedink het ek in my hele lewe gaan regkry nie. Ons het laas jaar op die 10 gebooie gehamer, soos 'n mal mens. En hulle het daarom een ding geleer. Ons dien een God. So wonderlik, okay. Nou, om hierdie so bietjie beter te verduidelik, ons het God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ek wil hê hulle moet daai 3 kersse net vir my so bymekaar hou, dat dit een vlam maak. Nou wat hierdie kersse vir ons uitbeeld, gemeente, ek hoop almal kan sien, is ons dien een God in 3 persone. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou hoekom ek hierdie vir julle uitgebeeld het, is baie belangrik dat ons besef die Heilige Gees is nie net een of ander krag wat ons beleef of ervaar nie, maar die Heilige Gees is soveel God, soos wat God die Vader, God die Seun is. Hy het net soveel reg en hy's 'n persoon. En ek wil dit graag so uitbeeld. Die ander illustrasie wat ek het, is die huwelik. Maar ek wil graag 'n tweede voorbeeld hiervan gebruik, die God eenheid, vir julle 'n bietjie verduidelik. En dis 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Of die huwelik, soos wat God dit ingestel het. Nou, ek sê die huwelik, want die Bybel leer ons dat 2 mense sal saamkom en hulle sal een word. Nou, aanvanklik as ons huweliksberading doen met 2 paartjies, moet jy besef, dis 2 verskillende mense wat uit verskillende agtergronde uitkom, met verskillende reëls en regulasies, en hulle moet nou saam een huishouding maak. En daai eerste tyd in 'n ou se huwelik, het jy lekker baie fights, nê? Julle wat al lank getroud is, kan jy onthou daai tyd? Wonderlik, nê? Gelukkig gee God ook vir ons baie liefde en passie vir mekaar in daai tyd, nê? Sodat ons aan mekaar kan kleef. Wonderlik. Maar mense wat al jare getroud is, sal vir jou sê, hulle weet al wat die ander persoon dink. Jou vrou kyk net vir jou op 'n sekere manier, dan weet jy, ons moet nou opstaan en ry. Jou vrou het klaar gekuier. Okay. Julle weet hoe elkeen van mekaar dink en optree, en julle raak soos mekaar. Jong mense, ek wil vir jou sê, jy moet baie wys kies. Want as jy lank getroud is, begin jy selfs na mekaar lyk. Maar dis wat die 3 eenheid is, nê? Ons God eenheid is presies dit. Dis 3 persone wat so naby in mekaar in lewe is, dat hulle dieselfde dink, dieselfde optree, dieselfde is, een God in 3 persone. Vanaand wil ek so 'n bietjie oor die Heilige Gees se rol praat. Want soos wat julle weet, afgesien van wat sosiale media sê, het man en vrou verskillende rolle. Net so het God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees verskillende rolle in ons lewens. En ek wil graag so 'n bietjie oor die Heilige Gees se rol in ons lewe gesels. Nou ek wil begin deur te sê, jy kan bietjie in Handelinge 2 gaan lees oor die uitstorting van die Heilige Gees, waar dit die eerste keer gebeur het. Dis 'n ongelooflike gebeurtenis vir ons as kerk. En dan wil ek graag met jou 'n versie deel, eintlik 2 versies. Die eerste een is Johannes 14 vers 15 tot 17 en die tweede een is 1 Korintiërs 3 vers 16. Nou Johannes 14 vers 15 tot 17 sê die volgende: As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie
dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. Dis twee wonderlike mooi versies, nê. En dit vertel ons 'n bietjie van die Heilige Gees se rol. Jesus Christus moes opvaar en hy sit aan die regterhand van God en die Bybel sê hy is besig om vir ons plek voor te berei vir eendag as ons tot sterwe sal kom en eendag as hy terug sal kom op die wolke sodat ons saam met hom kan wees. Maar hy het vir ons iemand gestuur, 'n helper om saam met ons en by ons te wees, naamlik die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees het 'n paar funksies in ons lewens, 'n paar rolle in elkeen van ons se lewens. Die eerste een is die Heilige Gees leer ons en herinner ons aan die woord van God. Johannes 14 vers 25 en 26 sê die volgende: Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Dis so mooi, nê? So wonderlik. Ons het die Bybel nodig, gemeente, want ons moet weet wat daarin staan sodat die Heilige Gees ons volgens dit kan lei en kan herinner aan die woord van God. Die Heilige Gees is saam met ons. Nou baie keer beskryf die wêreld die Heilige Gees as daai stemmetjie wat ons in ons agterkop hoor. Het julle dit al ooit ervaar en beleef? Daai stemmetjie wat vir jou sê moenie nou dit doen nie of moenie nou so intoe gaan nie. Of dalk is hierdie 'n goeie besluit en vir jou rustigheid in jou hart gee. Die wêreld erken dit as die stemmetjie. Maar ons as kinders van God weet dit is die Heilige Gees wat ons lei en herinner aan die woord van God. Die tweede een is die Heilige Gees gee vir ons krag om 'n getuie te wees. Handelinge 1 vers 8 sê die volgende: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die eindhoeke van die wêreld. Die Heilige Gees gee vir ons krag om partykeer wonderdade te doen. Ek dink in ons gemeente beleef ons dit die meeste met woorde van wysheid en woorde van kennis. Het julle al beleef as iemand in die gemeente opstaan en hulle het 'n woord van die Here af en hulle kom vorentoe en hulle deel dan daai woord met jou? Het julle dit al beleef? Of baie keer is die Here baie spesifiek. Hy sê vir iemand iets van jou lewe wat niemand anders sou weet nie. Jy het dit nooit met enige iemand gedeel nie. Maar hy deel daai inligting met iemand om vir jou woord te kom gee oor waantoe God jou wil lei. Een van julle dit al ervaar? Vanaand as ons gaan bid, gaan die ouens wat in die banke sit wat al die Heilige Gees ervaar het en gedoop is in die Heilige Gees, wil ek regtig vra om te bid. Vra vir die Here om vir jou woord te gee om vir iemand anders te bemoedig en sterk te maak. Ons kry ook baie keer krag wat oor ons kom, nê? En ek het vanaand voor die diens 'n wonderlike getuienis gehoor van iemand wat genees is as gevolg van gebed. En baie keer werk die Here so, waar hy ons gebruik om vir iemand te bid en te salf sodat hulle gesond kan word. En is dit nie ongelooflik wanneer dit gebeur? Iets wat ek hier wil noem is dat God ons nie Superman gemaak het nie. Okay, dit is baie belangrik om dit te weet. As jy die krag van die Heilige Gees ervaar, is dit nie om elke ou gesond te maak en om net siektes te genees en bene te laat groei nie. Ja, God hou nie van daai goed nie en hy wil jou graag genees. Maar die groot rede hoekom hy jou genees, is sodat jy 'n getuie kan wees vir sy koninkryk, vir sy verheerliking. Dis vir geen ander doel nie. En dit kom nie uit onsself uit nie, dis die Heilige Gees se krag wat deur ons werk. Die volgende een is die Heilige Gees lei ons in waarheid en vertel ons van dinge wat nog gaan kom. En hierdie een was vir my ongelooflik, want ek weet nie van julle nie, ons het so 'n liedjie wat ons sing, wat sê, ek wil sien wat die engele sien, nê? Ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n opgewondenheid, ek wil sien wat die engele sien, as hulle heilig voor die Here sing, as hulle op hulle knieë neerval en hom aanbid, vir ure en ure en ure, net sê, heilig, heilig, heilig is die Here.
Johannes 16 vers 13 sê vir ons, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Ek wens die Heilige Gees kan vir ons die lotto nommers gee, net, dit sou great wees. Die Heilige Gees lei ons baie keer in die besluite wat ons moet maak vir die volgende seisoen wat God vir ons het. En ek weet daar's 'n klomp jong mense wat vanaand in hierdie plek sit, wat wag vir die volgende geleentheid. Ek weet daar was 'n klomp jong mense vanoggend by die tieners wat vir my gesê het, pastoor, dit voel vir my so die jaar het afgeskop, maar ons hardloop nêrens heen nie. En God wil dit kom verander. Die Heilige Gees is daar om ons te lei in die volgende seisoen van ons lewe. Baie keer vertel die Heilige Gees ons daarom nie alles nie. Want ek dink as ons die groot prentjie moet sien, sou ek baie keer te bang gewees het daarvoor en gesê het, Here, hierdie is te groot. Maar die Heilige Gees lei ons stappie vir stappie, tree vir tree, sodat ons afhanklik van hom kan wees om vir ons die pad aan te dui. En dan laastens, die Heilige Gees is ons vertrooster. Johannes 14 vers 16 sê, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Nou, parakleet is 'n Griekse woord wat die volgende beteken, verwys na iemand wat geroep is om by te staan, of bystand te verleen, 'n helper te wees, 'n voorspraak, 'n besorger of 'n vertrooster. En dit was vir my so mooi, die Heilige Gees kom vertroos ons. As ons deur 'n moeilike tyd gaan, is hy die een wat ons kom toevou met sy liefde en sy krag, sodat ons môre kan aanpak, môre kan face. Die laaste ding wat ek vir jou wil lees, en hierdie was vir my so mooi, ek het so 'n bietjie gaan Google oor die Heilige Gees en die volgende definisie gekry. Dit sê die volgende, dit sê die Heilige Gees is God self, teenwoordig in en met ons, om ons te lei, te verander, te troos en te bemagtig om soos Jesus te leef. Die gemeente, vanaand gaan ons bietjie prakties uitbreek. En ons gaan vir mense bid, veral vir die doping van die Heilige Gees. Maar voordat ons dit gaan doen, wil ek graag vir julle 'n video wys vanaand. En hierdie video het die afgelope tyd my hart so aangeraak. En dit gaan oor, ons kan nie die Heilige Gees ontvang as gevolg van ons eie werke nie. Ons kan ook nie eendag die ewigheid ontvang as gevolg van ons eie werke nie. Daar's een rede hoe ons die ewigheid kan ontvang. En ek wil graag vir julle hierdie video wys. This, for real, I think, might be the greatest 3 minutes of preaching that has ever occurred, that I've seen. Wow. From a dude named Alistair Begg. You're going to hear it in a second. He's Scottish. Makes him sound real awesome. Sounds like Braveheart's preaching the gospel to you. It's real great. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. Think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You'd never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership, and yet you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. You know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor ranger. So, wait, just a few questions for you. First of all,
Are you clear on the doctrine of justification by faith? Guys said, I've never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of Scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. The man on the middle cross said, I could come. Wow. For it is by grace you have been saved, through faith. This is not of your own doing. It is the gift of God. Gemeente, ek wys vir jou vanaand daai video, want nie een van ons is geregtig om die Heilige Gees te ontvang. Dis 'n geskenk wat Jesus vir ons beloof het. Vanaand wil hy ons kom doop met sy Heilige Gees, sodat ons krag kan ontvang, sodat ons kan uitgaan en 'n lig vir hierdie donker wêreld wees, sodat ons genesing kan kry, sodat ons gesinne kan lei, sodat ons anders te kan wees van vandag. Ek wil vir ons bid. Here Jesus, vanaand wil ons in afhanklikheid voor U kom staan, Here. Here, wat 'n ongelooflike getuienis moes daai ou op die kruis nie gehad het. Want ek is hier, hoekom die man op die middelkruis gesê het, ek kan kom. Here, ons kan nie onsself regverdig deur ons werke en deur 'n goeie mens te wees nie, Here. Ons is net regverdig deur die bloed van Jesus. En deur U aan te neem as ons redder en saligmaker. Here, vanaand bid ek dat die Gees van die Here oor ons as gemeente uitgestort sal word, Here. Here, laat nie een van ons sonder die krag van U hier sal uitloop nie. Here, laat die Gees so oor ons sal kom, laat mense ons sal vra by die werk en daar waar ons beweeg, daar's iets anders. Laat ons gesinne vir ons sal sê, daar's iets anders aan jou. Want Here, U het nie gekom dat ons net average, doodnormale lewens kan leef nie, Here. U het gekom dat ons die lewe in oorvloed kan hê. En Here, dit beteken nie 5 Ferraris en 'n klomp geld in die bank nie, Here. Daai goed is wêrelds en dit vergaan. Here, dit beteken dat ons U aangegryp het met ons hele lewe en ek sal nie los nie, Here. Here, U is my redder en saligmaker. Here, U is my God en my koning. Here, ek het U kleed aangegryp en ek sal U nie los nie. Here, mag ons vanaand as gemeente voor U kom buig. Here, al weet ons is nie waardig om hierdie groot geskenk van die Heilige Gees te ontvang nie. Here, weet ons dat U dit aan ons beloof het. Here, weet ons dat as ons harte aan U gegee het, Here, dat U ons sal kom doop met die Gees. Heilige Gees, vanaand wil ons kom bid, Here, dat U oor ons sal kom. Here, dat U ons sal kom vul met nuwe krag. Here, ek bid vir die ouens wat vanaand moeg is en oorlaai is, Here, dat U hulle net sal kom versterk weer van vooraf. Here, ek kom bid vir ons gemeente wat, as daar dalk mense is wat moeg geraak het op hierdie pad, Here. Here, dat U vir hulle nuwe vuur sal aansteek in hulle harte, Here. Here, ek bid vanaand dat siekes gesond sal word en daaroor sal kom getuig, dat U die eer daarvan sal kry, Here. En dat ons so die koninkryk van U sal uitbrei. Here, ek bid vanaand dat mense opnuut sal gedoop word met die Gees. Dat daar 'n nuwe vuur in hulle harte sal aangesteek word. Here, dat ons in amazement sal staan oor dit wat U vanaand hier wil kom doen. Here, kom verander ons. En die dag toe ons lewens aan U gegee het, Here, kon ek en jy nooit weer dieselfde wees. Here, mag ons die Heilige Gees toelaat om in ons lewe ons te lei in waarheid en te herinner aan U woord.
Mag ons die Heilige Gees toelaat om ons van binne af te kom verander. Sodat ek nie meer dieselfde optree, dieselfde praat of dieselfde kan wees, maar dat ek elke dag meer en meer soos Jesus sal lyk. Mag ons van nou af, van vanaand af, ons kinders anders te hanteer. Mag ons man en ons vrou anders te hanteer. Kinders, mag ons ouers anders te hanteer. Want U bly binne in ons. Heilige Gees, kom doen U die werk vanaand. Kom verander mense in Jesus Christus se naam.